Goeiemôre julle. Daar is 'n gesegde wat lui, there is no place like home. Opvallend hoe min 'n mens deesdae hierdie gesegde hoor of hoe. In Afrikaans sê ons oos, wes, tuis, bes. Maar ek sê nou wat wil gee om so 'n bietjie wes of oos te kan beweeg. Maar om nou jou huis te verlaat word beskou as onwettig. Jy mag nou net jou huis verlaat as jy brood of melk wil gaan koop of as jy mediese hulp benodig. So hierdie lockdown is 'n uitdagende tyd vir ons almal. Ek tel dit selfs op in die gedrag van my 2 honde. Hulle staar die hele dag na my met een vraag in hulle oë. En dit is, weet moes jy nie al ergens gewees het. En mense ook in hierdie grendeltyd, lockdown tyd, die woorde van Psalm 121 kon gaan herskryf. Daar staan ons geskrywe, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. Kom ons herskryf dit deur eerder te sê, ek kyk of ek staar na die plafon van my dak. Ek staar na die diewering teen my vensters. Ek loer vir die geslote tuinhekkie daar buite. En ek vra, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Wat hierdie lockdown so moeilik maak, is nie alleen dat ons beweegruimte nou ingeperk is nie, maar ook die verliese wat dit meebring. Kom ons dink bietjie hieroor na. Jy mag nou nie vir vriende of familie gaan kuier nie, en hulle mag ook nie vir jou kom kuier nie. Ek dink veral vir die ekstroverte onder ons moet hierdie tyd verskriklik moeilik en uitdagend wees. Vir baie van ons beteken dit ook, ons kan nie by die werk uitkom nie. Ons kan nie ons professie beoefen nie. En vir baie van ons het dit ook implikasies, finansiële implikasies, nee, wat baie druk op 'n huishouding nou kan plaas. Ek dink in die besonder aan die mense wat nou alleen is, alleen in 'n huis, alleen in 'n woonstel. Maar so ook dink ek aan jou wat miskien nou 'n huis met ander moet deel, waar persoonlikhede en geaardhede bots. Dis werklik 'n uitdagende tyd vir ons almal. Vind maar ten spyte van die feit dat ons beweegruimte ingeperk is en ons nou in die huis moet wees, dink ek tog hierdie tyd gee vir ons die geleentheid om weer so 'n paar ou geloofswaarhede te gaan afstof, om weer opnuut daaroor te gaan nadink. En dit is dan ook vanoggend my vraag aan jou. Waar vind 'n ontmoeting met die Here plaas? Waar vind 'n ontmoeting met die Here plaas? Ek hoor gereeld hoe mense sal sê, ons gaan Sondag na die kerk, want dit is die Here se huis en die Here is daar teenwoordig. Daarom gaan ons na die Here se huis om 'n ontmoeting met die Here daar te hê. Nou vriende, ek sien self baie uit na die dag waar ons as gemeente weer saam in die kerkgebou by mekaar kan kom om die Here te aanbid en ons eenheid in Christus te kan vier. Maar ek dink tog, ons het dalk weens die gejaagdheid van die lewe, spiritualiteit begin beoefen waar ons met die oortuiging leef dat God is altyd daar, maar hy is nooit hier nie. En soos ek noem, dit het dalk te maak met die gejaagdheid wat in ons leef, nee? Hierdie week is ons besig met 'n klomp dinge, maar Sondagoggend gaan ons dan na die Here se huis, want hy is mos daar teenwoordig, om 'n ontmoeting met hom daar te hê. En dan gaan die week maar weer voort. Of ek word die oggend wakker, lees 'n paar verse, bid 'n paar reëls, en dan begin my dag. Dat ons onbewuslik begin leef met hierdie wete dat God is altyd daar, maar hy is nooit in die hier en nou nie. En is dit nie wat hierdie lockdown juis weer opnuut vir ons wil kom leer, of vir ons wil kom herinner aan nie. En dit is, God is nie net daar nie. God is ook hier. God is nie net in 'n kerkgebou teenwoordig nie. God is alomteenwoordig. Maar ook, God is nie meer teenwoordig in sommige ruimtes as in ander ruimtes nie. God is ook hier en nou teenwoordig. Dit beteken, ook waar ek nou in hierdie ruimte is, in my studeerkamer, is God ook hier nou op 'n besondere en intieme wyse teenwoordig by my en by Mila. Dit wil sê, die Here sit hier langs my, hy staan hier langs Mila, die Here staan hier langs my boekrak. Die Here is hier,
God is ook nou hier in my studeerkamer teenwoordig. Ek en Mila is besig om hierdie ruimte nou saam met God te deel. Dink maar aan Psalm 139, as ek gou vir ons 'n stukkie kan lees. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. Ook nou in hierdie ruimte waar ek besig is om met jou te praat, omsluit die Here vir my en vir Mila van alle kante. Maar ook, as ek nou hier opstaan en kombuis toe stap, om vir my 'n koppie tee of koffie te gaan maak, is die Here ook in daardie ruimte teenwoordig. Al beweeg ek na 'n volgende vertrek, is die Here ook daar. Dit laat my dink aan my ouma se kombuis op die plaas daar in die Kalahari. Daar in haar kombuis hang daar so 'n bordjie met 'n prentjie op van 'n tannie wat besig is in haar kombuis. En onder hierdie prentjie staan die volgende woorde: Dis net 'n ketel wat saggies fluister, maar ek weet dat my Heiland luister. As ek alleen in my kombuis sug, styg my gebed met vleuels op in die lug. Hoe mooi is dit nie? Selfs daar in die kombuis, waar ek besig is om vir my 'n koppie tee te maak, met my eenvoudige dagtaaltjies, selfs die spontane sug wat ek gee, hoor die Here aan, in die vorm van 'n gebed. Ook waar die ketel saggies fluister, is die Here op 'n besondere wyse by my teenwoordig. Vriende, die Here is ook hier in elke vertrek van my huis. Elke vertrek maak eintlik 'n nuwe gesprek met die Here moontlik. En ek dink ons word in hierdie tyd uitgedaag om 'n nuwe soort spiritualiteit te begin beoefen. 'n Spiritualiteit wat sê, die Here is nie maar net daar nie, maar die Here is ook hier in elke vertrek van my huis. En dit dring dan ook vir ons om bewustelik te leef en ook meer alledaagse gesprekke met die Here te kan hê. Ek dink aan Jakob in die Ou Testament, wat hom in 'n vreemde land bevind, weg van sy geboortegrond. En in daardie tyd het die Israeliete geglo, as jy jou geboortegrond verlaat jy ook die God van jou geboortegrond. En dan lees ons mos hoe Jakob die aand daar in die vreemde sy kop op 'n klip neerlê, en dan droom hy mos van hierdie leer wat opbeweeg na die hemel, en die engele wat op en af klim teen hierdie leer, en dan word hy wakker daar in die vreemde, en die eerste ding wat hy dan sê is, die Here is hier teenwoordig, die Here is ook hier, en ek het dit nie eens besef nie. Vriende, alhoewel ons nou in lockdown is, moet ons onsself gedurig daaraan herinner, maar die Here is ook hier in my huis teenwoordig. In elke vertrek is die Here besig om met my en met my huisgesin te praat, en nooi die Here ons uit vir daaglikse gesprekke. Ek wil vir jou uitnooi om kreatief te raak daar by die huis, jy op jou eie of jy in jou gesin, en dat julle maniere sal vind, soms so in die huis, om julle self daaraan te herinner dat God in elke vertrek van julle huis teenwoordig is, en dat God julle uitnooi om met hom in gesprek te tree. Ek gaan nou vir jou wys wat ons Du Plessis hier in die pastorie gedoen het, om ons daaraan te herinner dat God in elke vertrek van die huis teenwoordig is. Kom kyk saam met my. God is hier in ons kombuis. Dan sê julle, ons nooi nou ook vir julle uit, vir jou daar by die huis, of vir julle as gesin, om ook nou ietsie te gaan oprig in julle huis, om julle daaraan te herinner, dat die Here ook in elke vertrek van julle huis
teenwoordig is, en dat hy ook op verskeie wyse in die huis met elkeen van julle praat en kommunikeer. En ek wil vra dat asseblief julle kunswerke of julle simboliek in die huis met ons sal deel en dat asseblief op sosiale media sal gaan plaas. Ons sal ons fotootjies op Instagram gaan plaas met die hitsmerk God in my huis met 'n hoofletter G. So gaan plaas julle fotootjies op Instagram of op Facebook, maar gebruik nog hierdie hitsmerk, dan kan ons daardie ook mekaar ondersteun in die volgende tyd. Dan sê julle baie dankie. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me that I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of his voice is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that he gives to me within my heart is ringing, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me that I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling, but he bids me go through a voice of woe, and his voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me that I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever